Kyk, kom ons kyk gou hier. Die eerste situasie wat ons hier moes oplos, wat Fransjo 'n bietjie vergeet het, is dat wat jy links doen, moet jy regs doen. So as jy daar 7 bytel, moet jy daar 7 bytel. Toe het Fransjo 'n bietjie vergeet, dat as ons 'n onbekende aan die regterkant het, wil ons hom na die linkerkant toe vat. Hoe doen ons dit? Ons doen die inverse. Nou sit Fransjo hier met 'n situasie. Ons het negatiewe 3D is gelyk aan 2. Daar is heeltemal reg wat jy daar geskryf het. Nou, hoe kan ons 2 gedeel deur 3 skryf op 'n ander manier? 2 op 1 gedeel deur 3 Nee. Wel, okay, goed. Douglas sê ons kan skryf 2 op 1 gedeel deur 3 op 1. Okay, kom ons doen dit so. Doen die resiprook. Goed, nou kyk waarby kom jy uit as jy nou die resiprook doen. En is 'n negatiewe 3 op 1. So wat word dit dan? 2 op negatief 3. Dit word 2 op 1 maal 1 op negatief 3 en dit is gelyk aan 2 op negatief 3. Is dat die antwoord? Zo. Is Hoe moet je stemmen? is dit die antwoord van die som of is dit net 'n deel van die som? Hoe lyk dit vir jou? Kan jy iets, jy het vir D, Ai, maar hoekom het juffrou dan gesê? Alleen voor Ai, zoveel. jy kan dit so doen, jy kan die resiprook doen, Is daar nie? maar 2 gedeel deur 3 beteken mos ook net 2 op 3. dis mos 'n Nie waar nie? negatief. Dis 'n negatief, dankie. Deel beteken net jy sit een ding bo op 'n ander ding. Moenie die basics vergeet nie. Kyk gou weer. 6 gedeel deur 3. Stem jy saam, François? Dit is dieselfde as 6 op 3. Nee, ek doen. En wat 3 gaan in homself in 1 keer, 3 gaan in 6 in 2 keer. Dis gelyk aan 2. Volg net die stappe. Moenie dat 'n klein dingetjie. Dese waarde kan mos 'n breuk wees. 'n Breuk is mos heeltemal 'n legit ding in wiskunde. Ja. Dis mos nie 'n vreemde ding nie. Dis nie magic nie. Het jy hom? Dankie. Goed hoor, is 'n plesier.